Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is gesang 141 vers 1, 2 en 4 en in die liedboek 406 vers 1, 2 en 4. Gemeente, Vader, teen ons sonde en ellende. Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan nou met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken, laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 146 vers 1 en in die liedboek 422 vers 1.
met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen, en laat elkeen van ons in sy hart soos volk spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelyk onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely, laat ons lewe aan die Here toewy met die sing van Gesang 142 vers 1 en 2 en in die liedboek 4:1 vers 1 en 2. Ons skriflesing is Handelinge 5 van vers 29 af en dan Genesis 3 van vers 14 af. Handelinge 5 van vers 29 af en Genesis 3 van vers 14 af. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel,
wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad: Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'n tyd gelede was daar die geval van Teudas wat in opstand gekom het en daarop aangespraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man, hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi. En die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileër, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring. En al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense, laat hulle los, want as hulle wil, as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerke sal daar niks van kom nie, maar as dit van God kom, sal julle dit nie kan keer. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het. Die raad het na hom geluister. Hulle het die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te lei. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. En dan Genesis 3 vers 14 tot 9. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou pens sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lang. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sê jou baie swaar laat kry in jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Vir die mense die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit op bestaan maak jou lewe. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en jy sal weer stof word. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Die Woord staan vas tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, so hier en daar het ons 'n helder oomblik in ons lewe waar ons die omvang van ons eie domheid besef. Soms gebeur dit weer dat ons weer agterkom hoe opstandig ons harte kan wees en hoe ver ons eintlik van U verwyder is, alhoewel ons dalk dink dat ons baie naby is. Hier en daar in die lewe gebeur dit dat U aan ons die genade betoon, dat ons tot die besef mag kom dat 'n mens nie waardig is. Selfs die heiligste en opregste een is 'n donker kol teen U heiligheid. En ons staan almal skuldig. Op een of ander manier, na een kant toe of ander kant, is ons weer en weer verleer, omdat ons net hoop en troos het as U ons red.
Ons dank U dat ons die genade van die vergifnis mag beleef. Ons dank U, Heer, dat ons die troos van die evangelie het. Want dit maak vir ons die lewe oop, dit maak die lewe moontlik. By U is waarlik troos en hoop. Daarom vra ons vir die teenwoordigheid, Heer, dat ons aangeraak mag word met die boodskap vanuit U woord en deur U Heilige Gees. Ons bid dat U sal wegvat wat skeiding maak tussen U en ons, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 449 in die liedboek, strofe 2 en 4, dit is ou Gesang 1, strofe 2 en 4. Halleluja, ons loof U, Heer, U daal in ons ellende neer, in Jesus ons verlosser. Vir sondaars het U seun gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Ons roem hom as verlosser. 449 in die liedboek, ou Gesang 1, strofe 2 en 4. Geagte broers en susters in ons Here Jesus Christus, dit is vandag ons voorbereidingsdiens vir die nagmaal. En vir 'n slag is dit nodig dat ons onsself deeglik aankla. Dis nodig dat ons vir 'n oomblik bly stil staan en kyk na wat met onsself en wat in die samelewing aangaan. Hoekom is dit so dat die mensdom alles maklik en lekker wil hê? Hoekom is dit so dat die mens so maklik teruggaan na sy eie siel toe en nie die harde reguit pad of die pad van ekstra werk en bietjie moeite stap nie? Hoekom wil ons alles met 'n teelepeltjie ingevoer hê? Ons weet daar is fout met ons samelewing. Nie net ons plaaslike gemeenskap nie, die reg oor die wêreld. Is daar soveel dinge wat 'n skreiende skande is in die oë van die Here. En dit word nie minder nie, dit word meer, dit word erger. Die hoogste en die grootste voorbeeld vir dit wat ons Here God, of wat vir ons moet doen, is as ons gaan kyk na ons hemelse Vader. Ons is tog na sy deelskap gemaak. Die Here God skep, hy beskik, hy gryp in, hy red, hy voorsien, hy onderhou, en so kan ons 'n hele lys van pragtige dinge opnoem
wat deel is van ons hemelse Vader se wese. Dis wie en wat hy is. En ons is veronderstel om ergens iets daarvan in ons daaglikse lewe te vertoon. Voor die sondeval het die mense dalk so 'n bietjie reg gekry. Toe was die daaglikse opdrag vir die mens 'n eer en 'n vreugde. Na die sondeval, ons het nou so mooi gelees hier by Genesis 3. Die aarde sal dorings en dussels vir jou laat voortspruit. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien vir jou hele aardse lewe. So nou is werk nie meer net uitvoering van 'n plig nie. Daar's 'n gedeelte van straf ook daarin. Omdat julle daardie tyd so en so gemaak het, moet julle nou so en so die gevolge daarvan dra. Nee, maar dis nie vir ons lekker. Nee, ons hou nie daarvan so. Waar staan dit in die woord dat die lewe van die mens veronderstel is om een groot plesierrit te wees, waar ons in alles net ons eie behoefte kies, bevredig gaan kry? Hoekom is dit so? Dat genot en vermaak en maklik en lekker so 'n groot deel, eintlik so maklik, so 'n groot deel van ons lewe bepaal. So ons moet sommer vir elke dag se lewe in spesifiek met die oog op volgende week se nagmaal vir onsself vra, mens, waarmee is jy besig? Wat is jou doel in die lewe? Wat is jou dryfveer in die lewe? Wat motiveer jou? Wat is die dinge wat regtig belangrik is en watter moeite doen jy daarvoor? En dit help nie dat ons nou gaan en sê, ja, maar kyk na daai ou wat so 'n verskriklike sondaar is. Daai fout mag ons nie maak nie. Daar's nie ding soos 'n groot of 'n klein sonde nie. Daar's 'n sonde met meer gevolge of as 'n sonde met minder gevolge. Die punt van die saak is, of iemand nou so ver gaan dat hy die opstanding van Christus ontken, dis duidelik. Dis sonde teen die wil van God, dis verkeerd. En of iemand nou maar net toelaat dat sy eie lewe verwater raak, is ook sonde. Hy is net so skuldig. Is dit nie tyd dat ons maar vir 'n oomblik erns maak met die ding van skuldbesef en berou en belydenis en bekering en inkeer? Ons het weer ook die tyd waar ons baie hartseer oor ons eie sondige siele moet lag en sê, ja, dit is lankal ernstig nodig. Maar ons ken ons eie harte, ons gaan nie maklik en vinnig ons self terugjaag dat ons op die smal paadjie stap. Wat het daar by Petrus en die Joodse Raad gebeur? Waarteen het Petrus en sy disippels vasgeloop? Hoekom was dit daar vir hulle so moeilik? Ons weet en ons wil graag aan Petrus se kant staan. Ons wil graag saam met Petrus en die disippels daar staan en sê, ons staan vir Jesus. Dit is die beplanning en dit is wat ons weet wat reg is. As ons harte ondersoek, dan gaan ons besef, ons staan eintlik saam met die Joodse Raad. Dit is wat hier die binnekant waar dit regtig saak maak, dis wat daar aan die gang is. Die gedeelte wat ons nog gelees het, waar Petrus en die disippels voor die Joodse Raad staan, is so ongeveer 2 tot 4 jaar nadat Jesus gekruisig is.
Dis nie net 'n week of 2 of 3 daarna. Daar het so klein bietjie water in die see geloop. En in daardie tyd het die Christelike gemeentetjie gegroei. En dan moet 'n mens die gemeentepolitiek hoor. Daar is 'n Joodse raad wat nou sê dat hulle volgens die Ou Testament werk. Maar die grootste invloed op die Joodse raad, as ons dit nou in terme van ons gemeente sou moes sê, die grootste gedeelte van die kerkraad, of die mense wat die meeste sê op die kerkraad, glo nie aan die opstanding nie. Hulle glo nie aan 'n lewe na die dood nie. Hulle glo nie dat engele bestaan nie. Dit is wat daar by Petrus hulle gebeur het. Nou in daardie tyd. Dit is amper ondenkbaar wat dit is hoe dit was. Want dis wat die Sadduseërs geglo het. Hulle het niks van hierdie goede verstaan nie. En hulle wou dit nie waar hê nie. Nou hoe moeilik moet dit in 'n gemeente wees as die dominee en 'n paar van die kerkraadslede nie aan Jesus se opstanding glo nie. En hier staan dan 'n visserman en 'n paar van sy vriende op. En hulle sê maar Jesus het opgestaan. Jesus is regtig gekruisig en hy het uit die dood uit opgestaan en ons glo dit en ons leef daarvolgens. Hoeveel probleme en hoeveel bekommernis maak daardie eenvoudige lidmate vir die kerkraad van daardie tyd. Dan gaan die Sanhedrin, die Joodse raad, en hulle vang die apostels. Sluit hulle in die tronk toe dat hulle nou net kan stil bly. Dan gaan 'n engel in die nag, en hy sluit die deure oop en hy vat hulle weer uit. Toe die Joodse raad hulle oë uitvee, toe preek hulle alweer. Nou laat die Joodse raad die apostels weer kom. Dan staan Petrus op en sê hy, dis julle. Dan sê die Bybel, hulle was so kwaad, dat hulle die apostels doodmaak. Vers 17 staan daar, hulle was met afguns vervul. En dan staan Gamaliel op en hy sê, as hierdie saak van God kom, gaan julle dit nie kan stop nie. As die saak van mense kom, gaan dit tot niet loop. En nou is die vraag, het Petrus en die ander opgehou toe hulle die opdrag kry? Of het hulle by die waarheid bly staan? Hulle bly staan. Gamaliel, daar's 'n goeie kans dat Gamaliel, wat nou die hoogste geleerde was van sy tyd, later in sy lewe gedoop was, dat hy gelowig geword het. En die Sadduseërs het 'n klompie jare daarna heeltemal ophou bestaan. Wat was daar aan die boodskap van Christus wat so sterk was en wat so mooi was, dat die disippels nie kon stil bly? Wat was die standpunt van die Sanhedrin, die Joodse raad, wat veroorsaak het dat hierdie breuk plaasgevind het en dat die waarheid so mooi na vore gekom het? As 'n mens gaan kyk in die geskiedenis van die mensdom, dan sien die mense verbasende dinge, net as dat presies dieselfde antwoord elke nou en dan weer sy kop uitsteek. Dink vir 'n oomblik. Abraham en sy groep mense het eers die afgode aanbid daar by Ur van die Galdeërs. Dan gaan roep die Here vir Abraham en hy bring hom in Israel in.
En tussendeur het Abraham 'n stryd gehad met homself. Dan het hy hierdie ding verkeerd gedoen, want dis wat hy wou hê. Dan het hy daardie ding verkeerd gedoen, want hy was daarvoor bang, dis wat hy wou hê. In die tyd van Noag, presies dieselfde prentjie. Noag en sy gesin was 'n handjievol gewees. In 'n hele wêreld rondom hulle wat lankal die pad byster geraak het. Elke enkele keer is dit basies die stryd tussen die mens se hart wat agter homself en sy eie begeertes wil aanstap en wat so beïndruk is met homself, wat so oulik dink van homself en al wat gebeur is hy dwaal verder van die geloofspad af. In die lig van die evangelie wat skyn. En die mens wat nie baie graag in daardie lig wil staan nie, want die lig sê vir jou mens, daar is jou fout, daar is die oplossing, mens maak so. En ons harte wil dit nie hê nie. Wat met Petrus en die disippels gebeur het, kom baie mooi duidelik uit as ons Filippense 3 vers 5 lees. Paulus was mos ons saam met die Joodse raad aan die begin. Ons skryf het, in my onderhouding van die wet om vryspraak te kry was ek onberispelik. En dit is waaroor dit gaan. Elke enkele keer in die geskiedenis van die mensdom. Ons as mense, ons weet, ons het, ons kan, ons sal. Hoekom? Sommer want is lekker. Dit is waarom jy net nou gehoor het dat ons eintlik aan die kant van die sanering staan. Want daardie ek self, soos dit vir my lekker is, omdat ek dit so wil hê, dit lê aan die hartklop van elkeen van ons. Minder of meer, dis daar. Nou is dit korrek as ons na die evangelie luister. As Gabriël na Maria toe kom, dan sê hy vir haar, jou seun sal die seun van God genoem word. As Jesus later in sy lewe van homself praat, dan sê hy is die seun van die mens. En hy het baie duidelik verstaan en baie mense het dit ook nog daardie tyd verstaan. Hy is die verlosser, die ewige koning, die vredevors, ons Heer en ons Meester. Sou hy aarde toe gekom het as dit nie nodig was. Maar nee, ons mense harte hou vas. Ek wil dit maklik hê. Ek wil dit lekker hê. Ek wil nie die pad van moeite stap nie. Ek wil nie die pad van toegee en nederigheid voor God stap nie. Dit is lekkerder om op die blinkpaadjie te stap, soos dit maar altyd was. Dit is makliker om 'n oog toe te knyp en net aan te gaan, want dan hoef mens nie verantwoordelikheid te vat. En dit geld vir ons geloofslewe, vir ons aardse lewe, vir ons gesondheid. Dit geld vir elke vlak van ons bestaan. Ons is lief om gemaksugtig te wees. Ons is lief om baasspelerig te wees of om weg te steek, hoe dit ook al na die omstandighede na vore kom. En nou moet ons volgende week by die nagmaaltafel kom aansit. Wat het Petrus gedoen? Petrus is die een wat Jesus verloon het. Petrus is die een wat Malchus se oor afgekap het. Ons kan dit opnoem, baie foute gemaak het. Maar hy het ook reg gekry om te sê, die verlossing in Christus
Dis die kosbaarste wat daar is. Ten spyte van sy foute, het hy ten volle ingeklim met alles wat hy het, en die een saak gedryf en uit daardie een saak uit geleef. En dit is ons pad vorentoe. Broers en susters, moenie dat ons moenie dat ons eie harte en ons eie gebrokenheid en ons eie swakheid in die pad van die evangelie staan. Ons moet juis in die lig van die evangelie leef, altyd terug daarna toe, met vrymoedigheid en met oortuiging. En dit is waarvoor ons groot is. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige hemelse Vader, die lig skyn helder, en ons besef terdee dat ons die donker kolder is. Die lig skyn helder en dit wys vir ons die pad aan. En ons moet in skaamte ons kop laat sak en toegee dat ons harte wil nie op daardie pad stap nie. Ons weet dis reg, ons weet ons moet. En ons doen dit dan in baie gevalle net beesig. Soos wat onkruidsaad na baie jare in 'n land kan groei, so kan dit wat boos en lelik is ook in ons harte weer groei. En dan het ons die troos juis dat die lig van die evangelie mooi helder skyn en dit vir ons uitwys. Ons vra Heer dat ons sal help om dankbaar te wees as ons dit raak sien en nie kwaad nie. Ons vra dat U ons sal help dat ons in hofsaam daaroor kan sing. As ons deur die Gees tot die insig kom, en dat ons nie in selfsug onsself sal opruk en dit probeer ontken. Help ons tog Heer dat ons kan leer en verstaan dat die lig gesond is, dat die lig genees, dat U krag en U genade eintlik vir ons alles is. En nie dit wat ons self wil dink en self wil reg. In ons gebrokenheid en deur die werking van die Gees bring ons aan U lof en eer en dank toe, Heer. Dat ons herinner en vermaan en vertroos mag word deur U heilige waarheid. Die alternatief sou wees dat U ons maar net los. Dat ons voortgaan in ons kop stamp. Maar U gryp juist in. En sagtens, en verstaanbaar en versigtig praat U met ons uit U woorde. Ons bly soos wat U woord sê. Bekeer U ons, Heer, dat ons onsself kan bekeer. Ons bid al hierdie dinge in afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Psalm 404, strofe 1 en 2 in die ou boekie 148, strofe 1 en 4. Ons sing oor die opstanding en wat dit vir ons moet beteken. 404 in die liedboek, 148 in die ou boek, strofes 1 en 2.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle sy vrede gee. Amen.